Jy's ingeskakel by Goeiemôre, good morning. For many of us, scuba diving is an exciting adventure, but for people living with disabilities, it can be a chance to experience complete freedom, build confidence, and rediscover what their bodies are capable of. Through the Handicapped Scuba Crew, hundreds of South Africans have had the opportunity to explore the underwater world in a safe, supportive, and inclusive environment. Joining us today is the founder of the Handicapped Scuba Crew, Sue Jordan. Sue, welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, Roxanne. Waar het die passie vir jou ontstaan vir scuba duik? Ek het begin duik 3 maande voor my motorongeluk en gedink, okay, nou sal ek nooit weer kan duik nie. En toe het ek vir Richard ontmoet en hy het gesê, kom ons sit in die swembad en hy sal my deurvat. En so het dit net 'n liefde opgevlam van voor af. En ja, Vir ons kykers wat nou nie weet hoe dit werk nie, hoe werk dit om dan in die water te wees? Jy het nie jou stoel wat jou ondersteun nie. Jy is net in die water met al die toerusting en al daai tipe goed en daar gaan jy. dis die freedom wat jy kry, want ewe skielik is jy weightless. Jy kan beweeg waar almal anders beweeg sonder 'n stoel. En dan baie interessant ook, as jy 'n dieperige duik doen, so 20 meter, die pynverligting wat jy kry na die tyd, is selfs tot 'n week en langer. So, ja, it's mind-blowing. Dit is regtig mind-blowing. Ek wil vir jou ook vra, mense dink dat scuba duik vir mense met gestremthede onmoontlik sal wees, maar dit is eintlik iets wat kan gedoen word. Ja, so, enige disability kan duik. Ons pas dit aan om by jou disability in te skakel. As jy nie gekoppel is aan 'n masjien nie, kan jy duik. Hoe werk dit prakties as ek iemand is wat met 'n gestremdheid lewe? Hoe kan ek duik? Okay, ek gaan myself as 'n voorbeeld vat. Ja. So, vir my, ek het gewoonlik hulp nodig gehad om my wetsuit aan te trek en ons het zips ingesit tot by die heupe, die arms. So, trek 'n wetsuit aan. Ons staf is almal opgelei om transfers te doen, verskillende maniere te kry om jou veilig in die water te kry. En dan, ja, dan het jy 'n silinder en 'n Ja. baadjie aan. Ja? Jy hoef nie te kan swem nie. Al wat jy moet kan doen is asemhaal. So ons gaan stap vir stap deur die water in jou gesig om jou net te leer te reprogram Ja. dat dit is okay, jy kan asemhaal al is jy onder water. En sodra jy dit reg het, ja, dan gaan jy in die water in. Hoe reageer mense wanneer hulle nou besef scuba duik is iets wat ek kan doen? Ek dink dit verseker hulle uitkyk op die lewe. Ja. Ons het vir Roman see toe gevat nou so 2 of 3 keer al, en net daai van ek kan dit doen sonder hulp en my passie deel en alles daaronder sien wat it's just mind-blowing. Ja, en jy het gepraat oor die voordele wat dit het in terme van pynverligting en die rehabilitasie, maar dit is eintlik 'n hele nuwe uitkyk amper en jou mense se geestesgesondheid verander ook, want hier is dit nou 'n meer I can mentaliteit. Yes, en jy's deel van 'n klomp mense wat almal dieselfde passie deel. Ongeag of jy in 'n stoel is, of jy blind is, of jy doof is, jy almal hou van dieselfde, deel dieselfde passie en dit kan gedoen dit word. kan gedoen word. Soos familie met 'n Down syndroom kind
ewe skielik is dit nie net pa wat gaan jag nie, maar pa, ma en sussie en almal kan saam duik, saam dit ervaar, selfde dinge sien. Ja, dis net amazing. Ons is natuurlik hierbo in Gauteng. Daar's nie baie water hier nie. So waar gaan ek nou oefen as ek by Handicap Scuba Crew wil aansluit? So ons het elke eerste Saterdag van die maand 'n heated indoor pool waar ons dan mense uitnooi om soontoe te kom. Ons leer hulle al die basiese vaardighede om hoe die toerusting werk, wat om te verwag. Sit hulle in die water, leer hulle om te duik Ja. en dan vat ons hulle see toe. Handicap Scuba Crew gaan regtig oor inklusiwiteit and it's kind of that feeling of belonging. Vir jou as iemand wat hierdie ding begin het, hoe belangrik is dit vir jou om daardie gevoel te skep vir ieder en elke mens wat by julle aansluit? Baie belangrik. Dit beteken vir my persoonlik so baie om my passie te kan deel, Ja. om 'n verskil te maak en vir ander te wys jou ability is net anderste. Jy kan nog steeds doen wat enigiemand anders doen, ons doen dit net anderste. Ja. En om 'n verskil te kan maak en vir iemand daai hoop en daai ervaring te gee, net om deel van 'n crew te wees. En jy maak nie saak wat nie, jy hoor daar. Ja. Jy's deel van dit. Want die Handicap Scuba Crew is nie net vir mense met gestremdhede nie. Dit is almal, soos jy gesê het, pa, ma, sussie, boetie, maak nie saak wie jy is nie, jy is by die crew. Yes. Jy is deel van die crew. Dan doen ons ook opleiding Ja. om byvoorbeeld iemand op te lei om met 'n disability te werk en hoe om met hulle te duik. So jy kan 'n adaptive buddy word sodat jy op 'n trip met verskillende mense kan werk en hulle bene te wees. Ek wil ook vra oor die gevoel, net voor ons klaar maak so, die gevoel van mense wat vir die eerste keer in oop water duik, wat hulle die eerste keer in die see is en dit ervaar, want dit is seker iets wat amper onbeskryflik is. Ja, ons het nou so maand terug 'n ouetjie gehad wat nog nooit in 'n swembad was nie, nog nooit by die see was nie. En ons het hom swembad toe gevat en hy see toe en hy het geduik en die eerste ding wat hy gesê het is, dit lyk asof ek in 'n aquarium swem. Daar's visse, daar's lewe, dis nie net hierdie groot donker water nie. En daai blydskap om te sien hoe hulle dit geniet en nou kan hulle sê met my disability het ek iets gedoen wat ander mense te bang is om te doen wat nie 'n disability het nie. So, dis wonderlik. So, laaste vraag, waar kan mense nog inligting kry? So, ons kan gekontak word, ons het 'n webwerf, handicapscubacrew.org.za. So ja, of handicapscubacrew.co.za. Baie dankie. Ja, dit dan Sue Jordaan, die stigter van Handicap Scuba Crew. Bly net waar jy is, ons is nou terug.